Goeiedag almal, dit is Theo, Jakobus 4 vers 7. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die woord weerstaan in hierdie konteks beteken om doelgerig en aggressief teen die duiwel op te tree en om alles in jou vermoë te doen om elke aanslag wat hy teen jou voer te oorwin. Maar hoe, soos ons aan die begin van die week gesê het, hoe kan ek die duiwel weerstaan? Ons het al reeds gesels oor die belangrike maniere om die duiwel te weerstaan, naamlik, eerstens gryp die Here vas. Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader. En toe tweedens, neem aggressief jou stand teen enige bose invloed op jou lewe. Weerstaan die duiwel deur mense, omgewings en situasies te vermy wat jou in versoeking kan lei. En nou, vandag, weerstaan die duiwel met die woord van God. Lukas 4 vers 3 en 4. Toe sê die duiwel vir Jesus, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe. Weet, nog 'n kragtige manier waarop ons die duiwel kan weerstaan, is om die woord van die Here te ken en om dit te gebruik. Bestudeer en pyns oor dit wat jy lees, want die woord van God bou en versterk jou geloof. Josua 1 vers 8, hoor wat sê die Here vir Josua. Hierdie wetboek, nou dit is die Hebreëse uitdrukking, Sifra Torah, wat beteken aanwysings van hoe jy dinge moet doen. Dinge wat ek jou leer, sê die Here, en dinge wat ek jou beloof. Dan gaan hy verder en sê, dit mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Hoor 'n bietjie wat sê die woord van Here in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee, met ander woorde, God het dit aan ons gegee, hy het dit geblaas oor ons, en dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in alle geregtigheid, met ander woorde, om dinge reg te doen, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. Weet, Jesus het met elke versoeking van Satan sy man gestaan en hom bestraf met die woorde, daar is geskrywe. Die woord het Jesus die mag gegee om sy hakke in te grawe, om vas te staan en terug te veg. Moenie van Satan weghardloop nie. Hy is jou vyand en is veronderstel om van jou weg te vlug. Jakobus 4 vers 7 sê dit baie duidelik. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Daarom, fokus vandag in alles wat jy doen op hierdie baie belangrike wyse hoe om die duiwel te weerstaan. Eerstens, organiseer jouself onder die heerskappy, onder die gesag en die leiding van God, en weerstaan die mag van versoeking in jou lewe, en dan lees en oordink die woord van die Here. Hoor wat sê Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Loof die Here, loof sy kosbare naam. Amen.